Welkom by hoofstuk 4. In hierdie hoofstuk gaan ons kyk na mentorskap in aksie. En hier gaan ek vir jou uitdaag om te begin inkoop op die plan, om te sê ons moet 'n plan hê om die wêreld te wen vir Jesus en disippels te maak. En ek het vir jou 'n plan en ek wil vir jou uitdaag om saam met my hande te vat en te sê, kom ons doen dit. Hebreërs 6 vers 1 sê, laat ons nie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Nou, die Hebreërs skrywer daag sy gehoor uit om te sê, you have to take the next step. Dallas Willard het dit goed gestel. Hy het gesê, since making disciples is the main task of the church, every church ought to be able to answer two questions. What is our plan for making disciples of Jesus? En die tweede een is our plan working? So, ons het 'n plan vir jou. Ons het 'n plan vir disipelskap, ons het 'n plan vir jou om self 'n disipel te word en ons het 'n plan vir jou om jou te help om disipels te maak. En dis 'n groeiplan. Iemand wat die Here Jesus aangeneem het, is gewoonlik gewillig om geestelik te groei. En ek maak daai aanname dat jy gaan met mense te doen kry wat sê, maar ek wil ook geestelik groei. Daar's egter twee groot ongesproke voorwaardes voordat enige iemand 'n stap sal neem. En dit is die eerste groot voorwaarde. 'n Persoon sal geestelik groei mits dit duidelik is wat die volgende tree is wat hy moet neem. Jesus het baie duidelik vir die disippels elke keer gesê wat die volgende tree is, wat hy van hulle verwag. En net so moet ons mense lei. Ons moet vir hulle baie duidelik sê wat die volgende tree is. Dit help nie ons sê net vir mense maar kom kerk toe en kyk wat gebeur nie. Ons moet vir hulle help, hulle hand vat en daai volgende tree vir hulle gee. So dis die eerste groot voorwaarde. Is dit daai persoon, die persoon met wie ek 'n pad stap, moet verstaan wat die volgende tree is. En die tweede groot voorwaarde wat belangrik is vir 'n persoon om geloofsgroei stap te neem, is dat daardie stap moenie te groot wees nie. Hy kan nie vandag tot bekering kom en vir môre sê hy moet preek nie. Hy kan dalk 'n goeie orator wees, maar hy moet eers die pad van disipelskap stap. En baie keer skrik ons mense af want ons gee vir hulle te groot eerste stappe. En dis die hele idee agter 21 stepping stones. Nou hoor gou mooi. 21 tree gaan nie geestelike groei waarborg nie. Al wat dit doen is, dit gee die volgende tree, dit sit die volgende tree uit. In 'n donker area sit dit net een liggie aan om te sê, hier is waar jou voet neersit, sit jou voet hier neer. En dis wat ons wil doen met 21 tree. So, hoor net weer my hart. Hoor net weer my hart. En ons het Kolossense 1 vers 28 en 29 al 'n paar keer gelees, dan gaan dit nou weer lees. Paulus sê, hom, Christus, verkondig ons, deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. En dan sê in vers 29, daarvoor span ek my ook in en beywer ek met die krag wat hy vir my gegee het en wat kragtig in my werk.